weer sê is, as ons dit net wil besef, dat God het 'n derde van homself, die drie-eenigheid, gegee en gesê hierso. Ek los jou nie alleen nie. God is 'n eenheid, God is drie-enig. Maar God het letterlik gesê, is iets van my. Ek los jou nie alleen nie. En daarmee wil ek jou vanaand groet met die volgende woorde. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon. Van die Here Jesus Christus, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Ja, die ene wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons kyk 'n bietjie vanaand, hoekom is ons hier? Dit is baie keer 'n groot vraag. Dis Pinkster. Wat is Pinkster? Party mense praat van ons is 'n Pinksterkerk en ander is dalk nie 'n Pinksterkerk, maar dit beteken dis vir mense belangrik en net soos dit vir ons is, dit gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. En saam met dit het dit gegaan oor die begin van die kerk, die liggaam van Christus, die bruid. Dis waar alles begin het. En dan het Gamaliel dit so mooi gesê, hy het gesê, as dit van die Here af is, sal dit voortbestaan. En 2000 jaar later, is ons nog steeds. Want dis van die Here af. Dis wat God wil hê. En die uitstorting van die Heilige Gees is 'n baie bekende gedeelte, maar ek wil vanaand bietjie na iets anders kyk. Ek sal met jou Sondag gaan kyk na Handelinge, na daardie oomblik wat dit gebeur het, maar ek wil so 'n bietjie teruggaan in tyd. Want daar was 'n groot oomblik wat die Heilige Gees uitgestort is op iemand. Iemand baie belangrik. En dis die Here Jesus, en daar's 4 tekste wat dit sit. En as die Here vir ons in sy woord iets 4 keer sê, dan is dit belangrik. Matteus 3, Lukas 1, Johannes 1 en Markus 1 is sowel. Maar ek wil met jou 'n stukkie deel vanaand. Dis Matteus 3 vers 13, as ons hom op die skerm kan hê. Toe het Jesus van Galilea af by die Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teëgaan met die woorde, ek behoort deur u gedoop te word, en u ken my dan. Jesus het hom geantwoord, laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemel vir hom oopgegaan, en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdaal. En met eens het 'n stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek verheug is. Ou 33 vertaling sê dit so mooi, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Baie mooi Afrikaans wat hy daar gebruik. Maar hierdie gedeelte, en baie keer vergeet ons, wanneer dit gaan oor die Heilige Gees, het God sy Gees op sy seun uitgegooi, in die vorm van 'n duif. Maar hierdie gedeelte lees vir ons bietjie, die Gees van God het soos 'n duif op hom neergedaal. Nou luister baie mooi, die Gees van God is nie 'n duif nie. Hoor baie mooi na die woorde daar. Die Gees van God het soos 'n duif neergedaal. Hou vas aan daai ene. Soos 'n duif neergedaal. Hoekom? Hoekom sal die Here dit sê, hy het soos 'n duif neergedaal? Want daar's 'n eienskap aan 'n duif, en kom ons kyk 'n bietjie vanaand eers na duwe, want daar's 'n spesifieke betekenis. So, 'n duif, wanneer jy aan 'n duif dink, dan is daar dadelik 'n gevoel van rustigheid, kalmte. 'n Duwe is nie noodwendig aggressief nie. Ek weet nie onder mekaar nie, ek het nog nie met hulle daaroor gesels nie, maar dis duwe. Ek het ook gesien dat daar is van hulle wat baie lojaal is. As hulle een maat gekies het, bly hulle by hierdie maat lewenslang. Dis goeie eienskappe wat 'n duif het. Nog 'n ongelooflike ding van 'n duif het, hy het goeie navigasie. Nou as jy na die 1100s gaan kyk, het die mense begin met kraaie wat hulle gebruik het om boodskappe te stuur. Daar was nie 'n poswese nie en daar was verseker nog nie WhatsApp nie. En later het hulle oorgeskuif na duwe toe en dan was daar 'n stukkie papier wat soos 'n briefie opgerol is. En hierdie duif is natuurlik van een plek, het hy teruggevlieg na sy huis toe en so het hy 'n boodskap gestuur. In die aard van die saak was daar iemand wat weer hierdie duwe bymekaar gemaak het en hulle weer teruggery het na 'n plek toe. Maar soos hierdie boodskap aangestuur, want dis wat duwe gedoen het. Hulle het 'n baie rustige manier van vlieg.
Ek is nie seker van 'n bosduif nie, want hy vlieg, maar as hy geland het, dan weet almal 'n bosduif het geland, en ons ken van hulle. As ek verder gaan oor 'n duif, dan wil ek jou ook sê, in die Bybel is daar sekere eienskappe en simboliek wat is soos Heilige Gees, vrede, reinheid en onskuld. Matteus 10 vers 16, hoor wat staan daar. Jesus se woorde aan sy disippels: Kyk, ek stuur julle uit so skape onder die wolwe. Wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Dit is baie mooi wat Jesus sê. Julle moet die werk gaan doen. Julle moet twee tipes eienskappe hê en een van hulle is wees soos duwe. Nou, ek kan jou vanaand nog baie besig hou oor 'n paar ander goeters oor duwe en nog meer eienskappe, maar daar is iets spesifieks van 'n duif se identiteit. En as jy na Jeremia 48 vers 28 gaan kyk, dan praat Jeremia vanuit sy profesie met die Moabiete, en hy sê vir die Moabiete, hulle moet soos duwe maak, en hulle moet in skeure en in kraanse vlug en gaan bly. Wat beteken dit? 'n Duif is soos volg. As 'n duif sy voete kan neersit, maak hy nes. Sodra hy sy voete op die grond sit, maak hy nes. Dit is 'n eienskap van hom. En daar waar hy sy voete neersit, daar kry hy vir hom. Ek het 'n storie om jou te vertel. Ek was betrokke by 'n gemeente in die dorp, waar ons sekere breekwerk gedoen het en verandering aan die gebou. En as gevolg van die argitektuur was daar die lieflikste plekke waar duwe kon nes maak. En as hulle sou nes maak daar, het ons 'n krisis gehad, want dit sou totaal en al die aansig van die gebou laat sleg lyk. So nou moet ons 'n plan maak. Ons moet 'n manier kry om die duwe te keer om nie hulle voete neer te sit nie. En ons het by 'n produk afgekom, baie interessante situasie. Dis 'n produk wat bestaan uit stroke uit, met om en by sulke lang pennetjies, vlekvrye staal, wat omtrent 15 cm lank is. Want wanneer jy dit plak op 'n oppervlak, staan hierdie penne omtrent so hoog. Nou wat gebeur is, jy sit 'n klomp van hulle in hierdie area wat jy nou wil hê die duwe moet nes maak nie. En wanneer jy die duif inkom om te land, kry hy nie sy voete op die grond nie, want wanneer hy sy vlerke oopmaak, dan steek dit hom in sy ribbes, en dan hou hy nie daarvan nie. En dit werk. Dit is 'n wonderlike idee wat iemand uitgedink het. Sodra jy 'n duif keer, hy kry nie sy voete op die grond nie, maak hy nie nes nie. Want as hy sy voete op die grond kry, kan hy 'n stokkie gaan haal. En as hy 'n stokkie gaan haal het en hy het vir hom neergesit, maak hy 'n nes. Jy kan maak net wat jy wil. Maar dis waar alles begin, as hy sy voete neerdal. So as die gevolgtrekking daai is, duwe het 'n ander eienskap. Gee vir hom 'n plekkie om sy voete neer te sit, en jy sit met hom. Nou is hy deel van jou plek. Nou is hy deel van waar jy bly. Nou is hy deel van jou lewe. Ek wil jou terugvat in Genesis, eerste boek in die Bybel. En ek wil vir jou iets deel oor 'n duif wat sy voete kon neersit. En ek wil graag hê ons moet lees, en ek seker julle het al gehoor van Noag en die ark. Ek het vandag in die haas wat ek gehad het, 'n stukkie getik, en ek wil net seker maak oor die teksvers, en ek tik op daardie stadium op Google, en ek tik Moses en die ark, en die reaksie wat ek kry vanaf die internet is, Moses was nie by die ark nie. Toe besef ek, ja, jy is bietjie hastig, jy moet rustig raak. So ons gaan lees van Noag by die ark. Kom ons lees Genesis 8 vers 4. In die 7de maand, op die 7de dag van die maand, het die ark op die Araratberg tot rus gekom. Die water het geleidelik minder geword, tot in die 10de maand. In die 10de maand, op die eerste dag van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword. Na 'n verloop van 40 dae, het Noag die ark se luik, wat hy gemaak het, oopgemaak, en 'n kraai losgelaat, maar die het heen en weer bly vlieg, totdat die water van die aarde af weggedroog het. Toe het Noag 'n duif wat by hom was, losgelaat om te sien of die water oor die aardbodem verminder het. Die duif kon nêrens 'n rusplek vir sy voete kry nie, en het na hom teruggekeer in die ark. Daar was immers nog water oor die hele oppervlakte van die aarde. Hy het sy hand uitgesteek en die duif gevang, en by hom in die ark ingeneem. Hy het daar nog 7 dae gewag,
en weer die duif uit die ark toe losgelaat. Die duif het teen laatmiddag na hom toe teruggekeer, en kyk, daar was 'n vars olyfblaar in sy bek. Noag het toe geweet dat die water oor die aarde verminder het. Baie interessante storie oor 'n duif en water. Maar kom ons begin hierso, want Noag het 2 dinge gedoen hierso. Onthou Noag, né? Hoekom het Noag eerste 'n kraai uitgestuur? Hy het 'n toets gedoen. Hy moes seker maak wat gaan daar buite aan. 'n Kraai is 'n baie harder dier as wat 'n duif is. En 'n ander ding van 'n kraai is, hy sal enige iets wat dood is eet. Maar hy eet omtrent enige ding. So hy sit toe 'n kraai en hy stuur 'n kraai uit, en as jy na die skrif kyk, hy het heen en weer gevlieg. Hy kon nie plek vir sy voete kry nie, maar 'n kraai sou tevrede gewees het. Nou dink vir jouself, ek is seker as die aarde onder water was, moes daar heel wat dooie diere en weefsel rondgedryf het. En 'n kraai is tevrede daarmee. So wat Noag gedoen het toe hy die kraai uitstuur, het hy getoets. Wat is die situasie aan die buitekant? Wat is die situasie van die natuur? Hoe lyk dinge daarby? En dit was baie duidelik, dit lyk nie goed nie. So nou is dit beurt vir sy tweede toets. Nou stuur Noag 'n duif uit. En soos ons reeds gesê het, as 'n duif sy voete kan neersit, maak hy nes. En hierdie duif het natuurlik ook rondgevlieg, en uiteindelik was daar net een plek om te land, en dit was terug by Noag. En toe besef hy natuurlik, daar is nog nie grond wat oop is nie, daar is nog nie 'n plek vir hierdie duif om sy voete neer te sit nie. En na 7 dae stuur hy hom weer uit. En wat doen 'n duif? Hy kry vir hom 'n takkie, 'n olyfblaartjie. Dan word hierdie duif het 'n plek gehad om sy voete neer te sit. En nou is die grond droog. Briljante manier wat Noag gebruik het om te toets wat buite aangaan. Daar was letterlik 'n oorgang van 'n kraai na 'n duif toe. Van oordeel vir die wêreld na herstel. Ons weet almal dit is wat gebeur het aan die einde van die dag, as jy die res van die storie lees, wat het presies alles daar gebeur? Dit het verander. Terug by ons teks van die Here Jesus, kom ons lees dit weer. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom oopgegaan, en hy die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdaal. Die Gees van God het plek gevind vir sy voete. Dis die mooiste beeldspraak wat ek sien. Daar is 'n rede waarom dit hier staan. Hy het plek gevind om nes te maak. Ja, ek maak dit nie minder belangrik nie. Ek het respek vir die Here, ek het respek vir die Heilige Gees, maar God het vir ons hierdie beeld gegee, wat vir ons baie duidelik sê, hy het 'n plek om sy voete neer te sit. En wat begin? Die Here Jesus se bediening. Hy het hierdie Gees nodig. God het sy Gees gegee en hom sê, maar ek gee vir jou my Gees, my seun, want nou moet die werk begin waarvoor ek jou geroep het. Dis waarvoor God hom daar geplaas het. Want dit is tyd vir 'n nuwe lewe en 'n nuwe mensdom. En presies dieselfde het gebeur met Noag. Alles het weer voorbegin, alles is weer herstel. God gee hoop. God gee vir ons 'n verlosser met 'n gees in die vorm van 'n duif. Die ark wat gaan staan het met die duif, het die wêreld herstel. Ek het 'n vraag vir jou vanaand. Het die Gees van God in jou lewe al neergedaal soos 'n duif? Kon die Gees van God dit al reg kry om sy voete neer te sit op jou? Dis 'n beeldspraak, maar ek glo jy kan dit verstaan. En daardie Gees van God het hy tyd gehad om 'n olyftakkie af te pluk, sodat hy wil nes maak in jou lewe. Wat is die probleem baie keer? Ons is te besig. Ons het so pas gehoor, 'n duif wil 'n plek hê waar hy stabiliteit het om sy voete neer te sit. Maar ek en jy is so besig elke dag. Daar's nie tyd vir hierdie Gees van God nie.
Maar ons kan nie God se gees manipuleer nie. Ons kan nie vir hom sê wat om te doen nie, want God gee. 1 Korintiërs 12 sê dit baie duidelik met die gawes van die gees. Die gees gee soos wat hy wil. Maar as ek en jy die hele tyd wegbeweeg van hierdie gees af, as ek en jy die hele tyd besig is om ook vir ons penne op te sit in ons lewe, sodat daar nie 'n manier is wat die gees met my en jou kan werk nie. Dan vra baie mense, maar hoe? Waar begin hy? Ek het mooi getuienisse by die mannebediening gisterand gehoor, van manne wat klein treetjies vat. Die Here wys vir my en jou iets kleins. Wees getrou daarin. Ons mis dit soveel keer. En dan is daar herstel vir my en jou, maar ons ervaar dit nie. Want ons is besig om penne te plak. Penne te plak, dat hierdie duif net nie nes maak nie. Want ek sien nie kans daarvoor nie, want daar's 'n klomp verantwoordelikheid saam met dit. Maar dan is daar 'n soet smaak van God, wat ons soveel keer mis. En die mooiste van alles is, toe God sy gees op die Here Jesus uitstort, toe wat sê hy, ek verheug my oor my seun. Ek en jy is disippels, ek en jy dieselfde gees van God. Hy verheug hom oor jou. Dis jou waarde. Jy is belangrik vir hom. Maar die Here kan hoeveel keer sy gees stuur na jou toe. Hy kan hoeveel duiwe in beeldspraak na jou toe stuur. Maar ek en jy sit penne op. Here, net nie dit nie. Here, net nie die roeping nie. Net nie die werk wat U vir my wil hê om te doen nie. Net nie dit nie. Kom ons sit nog 'n pennetjie op. Kom ons hou dit net weg van my en jou af, want ek sien net nie kans nie. Want daar's 'n verantwoordelikheid. Wanneer ek en jy saam met die Here besig is, saam met die Here die hele tyd besig is. Ek wil jou uitnooi en sê, stel jouself oop. Raak rustiger. Hoor by die Here. Want sonder sy gees het ons nie waarde nie. Sonder sy gees is ons maar net mense. 'n klinkende simbaal wat net 'n geraas maak. En miskien is dit vanaand tyd in jou lewe wat jy moet maar liewer iets skerps vat en daardie skerp penne begine afknip. En sê, Here, maar hierdie penne, hierdie houding wat ek het teenoor U, moet eind kry. Want dis wat ek en jy nodig het. Om net die Here toe te laat. Om net die Here te aanvaar. Want hy wag vir jou. Elke dag. Elke oomblik. En dan mis ons hierdie oomblikke. Wanneer jy uitgaan in jou lewe elke dag, nie net Sondag in die kerk nie, nie net wanneer ons hier by mekaar is vanaand nie. Word stil voor God. Sê net, Here, hier is ek. Daar is 'n vreeslike mooi liedjie van die Beatles wat sê, let it be. Wees net. Here, vat dit. Gee net oor. Dis al wat ek en jy moet doen is. Gee net oor. Sê, Here, hier is ek. Dis hoekom jy vanaand hier is. Met 'n verwagting ook. Verwagting om 'n verandering in jouself te hê. God is nog altyd daar. Sy gees is altyd daar. Daarom wil ek jy moet stil word saam met my vanaand. En dat ons sy naam groot maak. Dat jy iets van die Here ervaar. En wanneer jy uitgaan is, vat jy dit net saam. Verander die manier hoe jy dink, hoe jy leef, sodat daardie duif sy voete kan neersit. Amen. Kom ons bid saam. Here, vanaand besef ons net al hoe meer en meer ons tekort kom. Maar ons besef vanaand ook dat U is God. U gees is soos die wind wat waai net waar hy wil. Want U is God, U is in beheer van alles. Daarom is ons gebed vanaand dat ons deur U gees bestuur sal word. En Here, wanneer daar plekke in ons lewe is waar ons penne oprig om te keer dat ons U kan ervaar, dat ons naby U kan wees, is ons gebed vanaand. Lei ons. Wys vir ons daardie penne wat ons moet verwyder uit ons eie lewens uit. En wanneer ons dit nie kan nie, is ons gebed vanaand, Heilige Gees, bestuur ons, wys ons, leer ons, praat met ons.
want ons het u leiding so nodig. Amen.